Welkom by Veerland Gemeente, die gemeente wat 'n geestelike tuiste bied vir oud en jonk, waar u kan staatmaak op kwaliteit pastorale versorging en kontekstuele prediking vir eie tydse mense. Geniet u tyd saam met die woord van die Here. Wat is daardie dinge wat vir jou in jou lewe gelukkig maak? Wat is dit wat vir jou in jou lewe waarde toevoeg? Wat is jou drome in jou lewe wat vir jou die lewenskrag gee om môre oormôre op te staan en met 'n verwagting te gaan lewe? Goeiedag. Ek is Dominee Rudolf van der Westhuizen. Hartlik welkom by hierdie eerdiens hier uit Veerland Gemeente. In hierdie eerdiens gaan ons saam dink oor die vraag wat nou aan die tafel op die tafel geplaas is. Kom ons word nog eers net stil voor die Here. Hemelse Vader, Here, baie dankie vir u liefde, vir u genade, vir u goedheid. Dankie Here vir hierdie voorreg wat ons het om nou te mag stil word in u teenwoordigheid. Dankie Here dat ons die woord mag oopmaak en daaruit mag lees. En ja Here, ook daaroor mag nadink. En leer daarom ook Here vir ons as u kerk, as u kinders, om ingestem te wees vandag om te hoor wat u vir ons wil sê. En daarom is ons versigtiging van ons harte ook aan die begin van hierdie erediens. Kom nou o Gees van God, kom praat met ons. U kinders wil nou luister. Amen. Geliefdes, daarom wil Here ook vir jou kom groet en verseker van sy liefde, van sy genade en van sy barmhartigheid. Wees ook gegroet van hom, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons het nou geleentheid om ook as gelowiges saam die Here se naam groot te maak met ons sang. Ons sing Vonk 159, 'n pragtige lied uit die skatkis van die kerk. Here, kom seën nou Afrika. Kom ons sing dit net waar jy jouself mag bevind nou, daar waar jy is, uit volle bors tot eer van die Here. Vonk 159, Here, kom seën Afrika.
Baie dankie dat U ook op hierdie manier deur jou sang die Here se naam groot gemaak het. Ons het ook nou geleentheid om die Here te eer met ons dankoffer en elkeen van ons het nou geleentheid om ook ons dankbaarheid teenoor die Here te betoon. Die bankbesonderhede van die NG Kerk Veerland verskyn dan nou ook op die skerm. By voorbaat baie dankie vir U bydrae aan die gemeente. Ek wil uit die woord van die Here by hierdie erediens ook met jou saam lees uit Filippense 4 vers 4. Dit is 'n baie bekende teksvers in die Bybel. Ons het as jong mense gewoonlik hierdie teks ook gesing saam met vers 5 op jeugkampe. Verbly jou in die Here, verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly jou in die Here. Het ons dit as jong mense uit volle bors tot eer van die Here gesing. Kom ons lees dan ook vers 4 dan saam by die geleentheid. Filippense 4 vers 4 sê: Wees altyd bly. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Die Here is naby. Vers 4 begin deur vir ons sê, wees bly. Ek herhaal, wees bly, en dan omskryf hy hierdie blydskap in die Here. As ek vandag vir jou moet vra, wat maak jou bly? Wat is dit wat jou opgewonde maak oor jou lewe? Wat is daardie aspek in jou lewe wat jou laat opstaan in die oggend en die dagtaak aanpak met 'n lewenslus en vreugde? Maar wat is jou dryfkrag met antwoorde? As jy vir my moet vra, wat maak my gelukkig, dan is dit eintlik baie eenvoudig. Ek het hier in my hand 'n walnut chocolate, of die Afrikaans is 'n neut sjokolade. Dis nou eenvoudig my doodsteek in die lewe. Na 'n lang dag kan ek agteroor gaan sit en ook hierdie sjokolade met my en my vrou kom deel. Maak my gelukkig. As ek nou regtig waar bederwe word in die lewe, weet my vrou wat om vir my te gee na 'n lang dag. 'n eenvoudige peanut brittle. Dis nie veel nie. Dis nie duur nie. Dis nou dalk nie die gesondste ete wat 'n mens kan hê nie, of bederf in hierdie tyd wat 'n mens kan hê nie, maar dit maak my gelukkig. Die vraag is egter, is dit die geluk waarna ek en jy smag in die lewe? Paulus kom skryf hier, wees bly. Ek herhaal, wees bly. Hy sit, en nou moet ons mooi hoor, hy sit in die tronk in Rome, toegesluit, en hy skryf hierdie brief aan die gemeente in Filippi. Net 4 hoofstukke. Die sogenaamde blydskapbrief. En nie minder as 16 keer in hierdie brief skryf hy oor blydskap. Oor hierdie opgewondenheid wat ek en jy moet hê as gelowige. Dat ons vreugde in die Here moet vind. Dat ons moet bly wees oor die lewe. Dat ons moet nie toelaat in hierdie lewe dat ons deur ons omstandighede gedwing word om op moedverloorse vlakte te gaan sit nie. Vreemde woorde uit 'n vreemde plek aan mense gerig in vreemde omstandighede. Wees bly in die Here. Ek herhaal, wees bly in die Here. Die groot vraag is egter, hoe kry iemand soos Paulus dit dan reg om ten spyte van sy omstandighede, van gevangenisstraf wat hy uitdien onder bitter moeilike omstandighede, te kan skryf, wees bly in die Here.
Ek dink as jy die hele brief gaan lees van 4 hoofstukke, gaan jy ook die antwoord kry. Hy kom sê vir ons, hy het ontdek om jou blydskap in God te vind, moet jy hom ken. Moet jy weet wie hy is. Moet jy in 'n persoonlike verhouding met hom gaan staan. Moet jy jouself veranker in hom en uit die krag wat hy vir jou bied, gaan lewe elke dag. Dis makliker gesê as gedaan. Maar kom ons hoor as Paulus ons help in hierdie brief, as hy in hoofstuk 3 kom sê, hier is die geheim. Hy sê, jy moet aflê wat vir jou eens waardevol was, sodat jy Christus kan aankleef en hom jou eie kan maak. Dan sal jy ware blydskap ontdek en leer ken in hierdie lewe. Wat vir jou en my waardevol was, moet ek ter wille van Christus aflê, myself verdiep in dit wat hy vir my bied, sodat ek ook die vreugde in hierdie lewe kan vind. Jy moet hom ken met antwoorde. Jy moet hom net ontmoet het nie, maar jy moet in 'n verhouding met hom staan, dat jy hom elke dag al hoe beter kan leer ken. En hoe ken jy hom? Elke dag al hoe beter. Eenvoudig. Dat jy met sy woord en niks anders sal begin besig word, elke liewe dag, elke oomblik van daardie dag. Ek en jy sal weer daardie begeerte en hinkering moet begin aanleer en kweek in ons lewens, om ons te verdiep in die woord van die Here, sodat ek en jy God en dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, kan leer ken. Dat jy in 'n persoonlike verhouding met hom kan staan, en dat hierdie verhouding kan groei, en dat jy jouself kan verdiep in hom, sodat jy uiteindelik hom kan leer ken, en weet, dat hy en hy alleen, onder alle omstandighede, ten spyte van my werklikheid, die vreugde in my lewe sal kan wees. Ken jy hom so? Is jy so besig met hom elke dag, dat jy elke oomblik van daardie dag hom leer ken en in 'n beter verhouding met hom gaan staan? Of het iemand geword in hierdie tyd van hierdie lewe vir jou dalk, wat jy van weet? Iemand wat jy kan nader trek, as die oomblikke my dwing om dit te doen. Paulus sê nee, om bly te wees in die Here, om jou vreugde in hom te vind, moet hy die wentelpunt begin word in jou lewe. Moet hy die fokus, oomblik en punt in jou lewe wees en bly. Moet jou gedagtes, jou menswees, jou hele optrede moet gerig wees op Christus en moet gedryf word deur dit wat hy vir jou bied. Hy moet alles in jou lewe wees. Hy moet jou alles wees, sê Paulus. Daarom kan hierdie man onder moeilike omstandighede dit regkry om nie meegesleep te raak deur die omstandighede waarbinne hy homself bevind nie, maar die geloofsoë te kan hê en die geloofsmoed te kan openbaar om juis in hierdie moeilike omstandighede te kan sê, wees bly in die Here. En hier is die ander gedagte wat ons moet snap om dit reg te kry. Mense blydskap moet mens vind in die Here. Jy moet in hom geënt wees, sê Paulus aan die Korintiërs. En jy moet vanuit hom moet jy kan groei, sodat jy deur hom kan vrug dra in hierdie lewe. Hy moet die voedingsbron wees van jou bestaan en van jou lewe hier op aarde,
Sy bloed moet deur jou lewe kom vloei, en in jou lewensare moet dit kan broei, om vir jou by die lewensvreugde te kan uitbring. Dis wat God van ons vra. Dis waarom Paulus, wat homself kom aflê het, en in homself kom sterwe het, dit kan regkry om onder moeilike omstandighede, ten spyte van dit wat met hom gebeur, te kan regkry om te sê, wees bly in die Here. Wat maak jou bly? Wat maak jou opgewonde? Ek kan in die aand my peanut brittle vat en daar's niks meer verkeerd nie. Ek kan dit deel met my vrou en myself en baie rustig gaan slaap. Maar as ek en jy as gelowiges is ons so besig met die Here dat hy ook in moeilike omstandighede die anker in my lewe is. Is hy die een wat vir my betekenis kom gee onder moeilike omstandighede? Is hy die een op wie ek vertrou, waarop ek my hele lewe bou, waaruit ek lewe elke oomblik, waarop ek my lewe elke sekonde kom vertrou? Dan kan ek en jy by die ware blydskap uitkom, al vloei die trane in ons lewens. Al lyk die môre van ons lewens donker, sal die lig van die evangelie dit kom verhelder, omdat ek my lewe in Christus gevind het. Waar bevind jy jouself vandag? Wat is jou hoop? Wat maak jou gelukkig? Mag ek en jy in hierdie tyd weer so met die Here omgaan, onsself so verdiep in sy woord, sodat ons ook kan ontdek dat hy die ware blydskap is, wat ek en jy elke oomblik na soek in die lewe. Waar jy jouself mag bevind, hoor hierdie woorde van Paulus. Wees bly, ek herhaal, wees bly in die Here. Mag ek en jy gaan lewe uit die waarheid van hierdie woord. Amen. Hemelse Vader, Here Jesus, baie dankie dat ons, Here, ook ons vreugde in U mag vind. Dankie, Here, dat U ook die bron van vreugde in ons lewens is. Elke oomblik van ons lewens. Leer vir ons ook, Here, ook onder moeilike omstandighede vas te hou aan hierdie waarheid en uit die krag van hierdie belofte van die woord te lewe. En daarom wil ek maar net eenvoudig bid, Here, dat U ook ons sal neem in hierdie week wat voorlê. Ja, Here, kom skenk aan ons, Here, die geloofsoë om op te kyk en vas te hou aan U. Sodat ons, Here, ook onsself sal verdiep in U en in die woord, dat U ook die bron van vreugde in ons lewens sal bly, van nou af tot in ewigheid. Ons bid, Here, hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons blydskap en ons Here. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel was. Ontvang ook nou met biddende harte die seën van Here en gaan leef ook in sy vrede. Die Here sal julle seën. Die Here sal julle bewaar. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn. Hy sal julle gebede verhoor en hy sal ook aan julle sy vrede kom gee. Sy vrede wat alle verstand te bowe gaan. Amen.
Ons vertrou dat u die tyd saam met die woord van die Here geniet het. Mag die Here u seën en sy hand oor u hou tot ons mekaar weer sien.